The SA Music Show on Jacaranda FM. En die atelier saam met my vandag is die een en enigste What a pleasure it is to have Wilmarie Senekal in the Jacaranda FM building on the SA Music Show. Wilmarie, welkom. Baie dankie, dis 'n voorreg. Dankie vir jou. Ek dink die laaste keer wat ons mekaar gesien het was by die uitsas geweest. Dit was by die uitsas, ja. How did you find that? Dit was lekker. Dit was ongelooflik Ja. lekker. Sien jy jouself op daai stage? 100%. 100%. Ek het skaars my sin klaar gemaak. Ja, nee, daai is 'n droom, ek kan nie wag nie. Ek hoop regtig hy sal waar word, maar definitief. Gorgeous man. Ons begin hierso by die platteland laerskoolmeisie tot die hoërskool Garsies #Garsies trots. Lekker. Major change for you between going from, let's say, jou platteland na jou dorp toe? Baie groot. Baie groot. Mense is baie anders. Ek sal sê ek's baie dankbaar dat ek op die platteland op skool was. Dit is vir my ja, baie beter. En hoërskool natuurlik was nou weer vir my beter in die stad. Ek meen, ek bly al my hele lewe lank in Pretoria. Nou moet ek vir jou vra, wat verkies jy? Nee, stad 100%. 100%. Nee, ek kan nie met sulke klein plekke nie. Nee, ek hou van besig, ek hou van lewe, ek hou van kindermense. Hulle doen. Dit is verskriklik. Nee, ek verkies die stad definitief. Dis ook groter, so mens is nie so all up in your business nie, so dis vir my great. Maar nee, Garsie trots vir 'n feit. Nice. Vind jy dat daar ook meer geleenthede is in die stad? Want ek dink daar's baie mense wat nou na ons luister van die platteland af en dink, moet ek stad toe kom? Moet ek nie stad toe kom nie? Definitief kom stad toe, ja. Hier's obviously baie meer geleenthede natuurlik. Kyk, die platteland is as jy hou van rustig en jy is nie iemand wat daarvan hou om vir baie lank in die verkeer te sit nie, dan bly daar, glo my. Stad natuurlik meer geleenthede, meer mense, meer besighede, so ja, en ook veral vir musiek is daar natuurlik 100%. meer geleenthede. 100%. Wat was jou contingency plan? Want kyk, jy het Afrika son uit, jy het paaie uit, but of course, daar's hier iets wat artists altyd sê, is dat you just need that foot in the door. Jy het net daai een song nodig wat jy gaan insit en dan gaan jy deurdruk. Het jy 'n contingency plan gehad? Het jy gedink, man, as hierdie song hit, hier is die volgende ene? Definitief, mense het altyd 'n plan. Ek sal sê mense het meer die hoop as wat jy 'n plan het. Oh, ja, want ek meen, jou planne werk jy altyd uit soos wat jy dink nie, so jy vat maar 'n stapie in geloof. So ek het begin met Afrika Sonsaak en ek het gedink as hierdie song net kan optel en as hy net bietjie kan verder gaan, uitkom waar hy moet uitkom, dan miskien is dit die een wat gaan werk. En toe begin hy, en dit is waar ek begin het met 'n voet in die deur, en toe kom ek uit by Rug teen Rug, en toe kom paaie, en nou is dit regtig, soos paaie is nou oop. So, how does that make you feel? I must say, because I was talking to my producer Ariel a little bit earlier on, and we were chatting about this journey, man, and that, you know, you start off with the social media as well. You start off posting, and then hier by die 6de maand tel alles net weer op, jy weet. How was that journey for you? Dit was eintlik insane. Ek het nie gedink dit gaan so uitwerk nie. So ek is baie dankbaar daarvoor. Ek het begin, ek wou my hele lewe lank musiek gedoen het, en dit het net nooit gewerk soos ek gehad het dit moes nie, maar ook het gebeur nie op my tyd nie, dit gebeur op die tyd wat weer beplan is. So ek het maar aangehou, ek het nooit opgehou nie, ek het aangehou probeer, aangehou skryf, en toe dit begin vlamvat, ek weet eintlik nog steeds nie hoe om oor te voel nie. Ek voel soos 'n kind wat 'n nuwe speeling kry op Kersfees. Dis my great. So nee, dit maak my so gelukkig en dankbaar, en ek kan nie
wag vir wat voor lê nie. Ek meen as ons nou hier so is, ek is so opgewonde vir wat op pad is. Daar was my volgende vraag, wat is op pad? Nee, baie, daar is soveel shows. Daar is baie feeste wat ons aan gaan deelneem hierdie jaar. So ons het saam met Rug teen Rug doen ons bitter lekker produksies. Yes. Ek en my ander 4 kunstenaars, ons is by Op die Fees, ons is by In die Bos, ons het daar's nog 'n paar wat ons nog moet bevestig, maar dit lê voor. Ek is hierdie Vrydag trek op. Daar's 'n paar dinge, nuwe liedjies wat ek al klaar aan werk ook. So, hy's op pad. Exciting times. Kyk, daar's 'n paar vrae wat ek vir jou het natuurlik. Jy het nou In die Bos gemention, jy het nou feeste gemention. And there's something wat nogals 'n bietjie swaar sit op my hart, en dit is artists. Ons speel hulle musiek op die lug. Ons speel hulle musiek and we stream them, but they're not getting booked. I want to chat to you about that in a moment. Let's get into music. Morgan Wallen on the way. En sit ek sommer vir jou Lionel Richie ook daar so in. The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. Lionel Richie, Jacaranda FM, over for music you love. Die geselsies is altyd lekker af van die lug af. Ons kan nie altyd alles deel nie. Nee. Maar is baie lekker. Wilmarie with us in the Jacaranda FM building. Wilmarie Senekal, you definitely have heard her songs on Jacaranda FM, Afrika Sonsak en ook baie. I want to start this section by taking you back to where your lessons of singing started, right? Oma Louise. Oma Louise. Ja. Sy trots op jou. Hoorie, ek het van 'n baie jong ouderdom af het ek begin sangles neem by Oma Louise. So dit was natuurlik, sy het altyd net vir my gesê, jy moet sing kind, jy moet sing. En ek het I stayed fit galore. Dit was ook iets sy wat by my kon bly op die klavier, want ek was 90% van die tyd op my eie stasie besig, en dan sy my so gekyk, en ek was so gekyk, en dan gaan ons nou maar net aan. Maar ek het sangles gedoen, dit was musicals en alles, en ek het daar ongelukkig in, ek dink dit was 2019, het ek haar verloor aan kanker, maar ek is 100% oortuig dat sy is bo in die hemel besig om vir my met die grootste glimlag af te kyk, want dit was haar grootste droom vir my. Sy was net altyd, jy moet sing, jy moet sing, jy moet sing, en ek wens sy was hier om het te sien, en dit maak my so gelukkig om te weet, ouma, ek sing nou. So it's my boy special. Mom and Dad are here in studio with you, and the support that parents give you, and the support that daai fondasie wat Oma Louise ook gelê het. How important is that for you? Verskriklik. Om te weet jy die ondersteuning van jou ouers, jy die ondersteuning van jou familie, en hulle is altyd daar vir jou. Dis ongelooflik. Ek meen, ons het nou gesê, elke keer as my liedjie op Jacaranda speel, en ons my pa, Wilmarie, jou liedjie het gespeel op Jacaranda. So, nee, dis fantasties. En dan het ek natuurlik vir broeder Beer ook. Hy dink ek is die trotste ouer boetie ooit. Hy is net ook toe ek interview op Jacaranda, hy is so trots. So, hy is ook daar natuurlik altyd om my te ondersteun. Al is hy die heel laaste persoon wat hou van feeste, en hy like het niks nie, maar as ek sing, as hy op die stage is, dan is hy daar. Wow. So nee, ek moet vir jou sê, die ondersteuning wat ek van hulle afkry is ongelooflik, en dit beteken vir my die wêreld. Hulle het al gery agter my aan, hoor. Ek moet sê, dis in die Bos en Kaap en oral, hulle is altyd daar heel voor, besig om te cheer. So, dis amazing, dis regtig baie special. I can see it in your face how you're actually appreciating them for that. And we're going to stick to the support topic. By kunstenaars op die oomblik, you get that their music is being played on radio stations, you get that there's a whole lot of streams on your streaming platforms, but they're not getting the gigs. What do you have to say to that artist? Want vir my is dit ook nogals baie moeilik as party DJs vir my sê, man, ons kry net nie werk, of MCs, ons kry net nie werk nie. And you try and support them as much as possible, you know? What do you say to them? Hoorie, dit is moeilik, want dit voel vir my, dit is 'n moeilike industrie om in te kom, en as jy nie alreeds 'n groot naam het nie, dan is mense
altyd maar 'n bietjie ywerig, maar jy moet ook iewers begin. So al begin jy by kleiner shows, kry net jou voet in die deur. En dan natuurlik, ek is in die baie bevoorregte posisie dat ek is deel van Rug teen Rug, die platform van ontbytsake. En hulle is daar 100% om jou te ondersteun met sulke goed. So hulle is daar om vir jou shows te reël en hulle is daar om jou by feeste in te kry. So ek moet vir jou sê in daai aspek is ek baie geseënd, want as jy 'n span soos hulle agter jou het en hulle is daar om jou te help en ook, ek meen, ek het nou gepraat van hoe ek ondersteuning ontvang van my familie af. Hulle is my musiekfamilie. En net so baie as wat my eie familie my ondersteun, so ondersteun my musiekfamilie ook. Dis great. Is dit hulle wat dit moontlik gemaak het? I think you've performed with Rikus Nel, you've performed with Arnie Jordaan. Daai twee het ek nog gedoen, Jessie, 2022, 2023, so dis rukkie terug. So dis nog voordat ek deel geword het van hulle. Maar ja, maar vandat ek deel geword het van hulle, het my musiek geboom. So dit was great. En ek het ook saam met hulle die Desember Westerkaap toer gedoen, laas jaar in die bos, weer hierdie jaar in die bos. Onder andere. So ja, nee, hulle is amazing. En op jou toer was jy ook saam met Postduif gewees? Ja, ons het getoer van Postduif. Jessie, dit was lekker. Dit was ja, besig. Ons het baie I can imagine. No, I can imagine. There's just some people wat jy baie besig hou. Ja, ek het 'n paar van daai in my lewe. Hoorie, ek hou van slaap. So ek moet vir jou sê, die 2:00 die oggend het ek nog gesit. Ons het die een nag, dis dit like 3:30 die oggend. Ek sê vir hoor julle. Ek wil net asseblief, los my net vir 'n rukkie. Ek wil net asseblief bietjie slaap. Maar nee, dit was great. Hulle is amazing mense, so nice. Regtig, hulle is ek meen, James is een van die niceste mense wat ek al ontmoet het. En hulle is regtig baie goed. Soos hulle is baie goed. En om saam met hulle te toer en om hulle beter te leer ken ook en yes, dit was flippin' cool geweest. Dit was regtig, dit was een van die beste ervarings ooit. So Postduif Desember Kaap toer saam met my Rug teen Rug kunstenaars. Dit was great. I can hear your passion that you absolutely love what you do, man. Wilmarie Circle with us in the Jacaranda FM building. Ons het nou so 'n stukkie saam met haar voordat ek al laat gaan. Dankie vir jou tyd op 'n Sondag. Dis so lekker om saam met jou te kuier. Dis lekker om by jou te kuier. Thabiso Kambule on Jacaranda FM. And with me in the Jacaranda FM building is Wilmarie Circle. She brought you, of course, Africa Sonskyn in Baie. One thing that I've also found out about her is, man, sy gym. Sy love it om te gym. Hoe gaan dit daar so by die 5 p.m. gym sessies? Nee, lekker. Dit klink asof jy lanklaas gegym het. Ek was so 2 weke terug daar. Wel nee, ek was like donderdag gewoon maar voor dat 2 weke terug. In the busy times, how do you keep that? Want ek dink gym is seker vir jou 'n baie belangrike ding om te doen. Baie. Ja. In the busy times, how do you deal? Jy maak dit maar werk. Jy dis my kyk om te oefen is regtig vir my baie belangrik en om 'n gesonde leefstyl te handhaaf is vir my baie belangrik. So ek's erg op hoe ek like, wat ek eet, as ek moet oefen. Dit gaan ook nie net vir my oor jy moet oefen want jy moet 'n sekere manier lyk. Dit gaan ook vir my soos uitlaatklep, want as ek dit nie doen nie, dan Presies, like the mental health, you're right. The mental health aspect of it is so important. Dis baie belangrik. So, nee, en ek geniet dit. Ek oefen saam met 'n trainer, ons is 'n groep mense en ons kom baie goed oor die weg. En is lekker, want ek meen, as jy die ondersteuning nodig het, is hulle daar. As jy seer kry, is hulle daar. So ja, dit is great. The discipline of as well doing that. Jy het nou 'n paar goedjies gemention van hoe jy gaan gym, reg eet en so voort. Where do you think you got that discipline from? Ek weet eerlikwaar nie, want daai kom nie van my ouers af nie. Maar ek sou gesê jy net pak slaap. Nee, glad nie. Ek weet nie. Ek het begin oefen, Jessie, toe ek 13 was. En van toe af is dit net soort van deel van wie ek is. Ek moet oefen, dit is my lekker. Ek hou veral van om te boks ook. Dit is vir my great. That is amazing. Ek love it. Dit is so lekker. En van toe af is dit vir my 'n baie belangrike ding. So ek hou daarvan en ja, dis lekker om te sien ook hoekom ek daarvan is lekker om te sien dat die harde werk wat jy insit, jy sien die resultate daarvan.
soos enigiets, maar hierdie is, ek meen, dis nou op die oefen aspek. So, dis baie motiverend, as jy kan sien, luister, harde werk word beloon, so dis lekker. Are you a morning or a evening person? Jy verstaan het. 100% 'n aandpersoon. Nee, ek's 'n naguil. Ek gaan slaap in die oggend is 2:00. Maar moenie my 7:00 die oggend wakker maak nie asseblief. Ek vra so mooi. Nee, ek hou nie van ek's nie 'n oggendmens nie. Ek sal vir jou kan deernag, ek sal vir jou kan wakker bly. Ek sal great, maar as jy my wakker maak vroeg die oggend. Nee, dis sê vir my 'n koppie tee bring, dan sit beter, dan voel ek beter. When is the most inspiring time for you to write? Daai wat ek praat van die middernagtelike ure. So dis lekker want dit is waar ek om my liedjies altyd skryf is dis stil. Daar's nie iets wat jou aandag kan aftrek nie. En dis normaalweg dan sal daar 'n wysie of iets in jou kop vassit en dan begin jy skryf want jy het die tyd om te dink en jy die tyd om nie, okay, nou begin ek skryf, maar nou moet ek gou hierdie gaan doen, want ek moet gou hierdie doen, en ek moet my werk doen, en ek moet hierdie doen. So, dit is hoekom ek sê, jy het bietjie meer duidelikheid en te stil rondom jou. So, dis wanneer jy die beste kan dink, en dis wanneer ek ook op my kreatiefste kan wees, want daar's nie enigiets wat jou aandag aftrek nie. So, dit dra by tot my 2:00 die oggend gaan slaap, ek moet sê, maar dit help. Nice. Are you doing music full time, by the way? That's one thing that I Nog nie. Ek is Wat anders doen jy? Ek is eintlik 'n juffrou. Hey. Ja, ek is eintlik 'n What the fuck? weer 'n grondslagfase vir kleintjies. So voorskool tot graad 3. So ek was by 'n skool oorgeskuif na online teaching. Maar ek het nou besluit hierso ek gaan my musiek baie meer ernstig begin opneem. So volgende stap is nou om die teaching eers in kant te skuif want Dis maar scary though. Like you think of, and we had a chat about it just now about how difficult it is in the music industry, right? Ja, is baie moeilik. That choice, that leap of faith, what's going to make you take that? Ek het hom klaar gevat. Die definitief soos jy sê leap of faith. Yeah. So ek het gebid daaroor en ek is 'n firm believer in krag van gebed. Dis wat my hier gekry het. Come on. So ja, ek het gebid daaroor, ek het nie geweet moet ek nie, en toe het ek net besluit, weet jy wat, ons liewe Here sal my nie gebring het as dit nie is wat ek moet verder vat nie. So toe besluit ek, vat die leap of faith, glo in jouself, vat daai stappie in geloof en ja, nou gaan ek musiek voltyds. Actions. Ja. I love it. Absolutely love it. Where do we get you on social media? Ek is op Instagram en op TikTok en op Facebook, so dis my naam en van Wilmarie Senekal 98, en dan is ek op TikTok, maar daar is op Instagram, dan is ek op TikTok is ek Wilmarie X Music, want TikTok gee veel interessante name, en dan Facebook is dit ook naam en van, maar dan is dit Wilmarie Senekal 2, maar soos 'n Romeinse syfer II. Ja, gaan follow my. Man, jy moet weer kom kuier. Ek voel ons het oor alles gepraat. Nee, daar's so baie. Daar is so baie nog waar ons moet praat. Indeed. Maar dit is so lekker om jou in die ateljee te hê. Kom kuier asseblief weer. Maak asseblief vir ons meer lekker musiek, man. Definitief. Truly adore your music. Dankie. And we play it here on Jacaranda FM, and it's such an honor. And go out there and just make us proud. Dankie, dit was 'n voorreg. Dankie dat julle my genooi het. Yes. Absoluut amazing. Groot plesier. Tabiso Kambule on Jacaranda FM.